Goeiemôre van my kant af, is lekker om almal te sien en ook vir die van julle wat aanlyn kyk. Ons is in ons tweede week van ons reeks Blindfolded en verlede week het ons bietjie gekyk na die gedagte hoe om jou gedagte onder die autoriteit van Jesus Christus te bring en wat is die werk wat Jesus in ons lewe kom doen. Rakende dit en 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24 het ons gebruik om die reeks af te skop wat sê dat en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En wanneer hy praat oor heilig maak, is dit nie jou siel, jou geesdimensie. Ons praat van jou sielsdimensie om dit heilig te maak. Jou gees is heilig wanneer jy jou hart vir die Here gee. Is dit 'n instant oomblik van heiligmaking, maar jou sielsdimensie, jou gedagtewêreld, jou vleesmens, so dit vat 'n proses om daarby uit te kom. En dan sê hy die volgende, hy sê en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos word. En dis wat hy wil kom doen, die werk wat hy in ons begin, hy wil iets kom doen in jou lewe en daardeur het ons gepraat oor hoe bring ons gedagtewêreld onder sy autoriteit, want ons loop in hierdie lewe rond en ons sien sekere goed raak, maar ons wil dit ook nie raak sien en daardeur blindfold ons onsself. Ons blinddoek onsself en dink ek wil nie hierna kyk na hierdie gemors, ek wil nie na hierdie goed nou kyk nie, ek wil nie na aandag gee aan hierdie goed nie. En al daai tipe goed is 'n teken van waar ons is in ons lewe. Dis dalk die moeilikheid waardeur jy gaan, die angs en die depressie en wat ook al jou gedagtewêreld jou so mislei rondom dit. En het ons gesê dat dis belangrik wat 2 Korintiërs vir ons sê om jou gedagtewêreld, hy sê daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Hy sê ons neem elke gedagte gevange en bring dit onder die autoriteit van Jesus Christus. En dis wat ons wil kom doen om in hierdie reeks daaroor te praat is hoe is my gedagtewêreld kom belyn ek dit met dit wat God vir my wil hê. Maar ook saam met dit is dit die proses waardeur God jou wil kom genees. Jou sielsdimensie wil kom genees en jy die volle mens moet kan wees wat hy wil hê en hoe hy jou kom shape om die beste weergawe van jouself te wees. Nou die lewe het 'n manier om in die middel van sekere goed ons iets te kan leer. Is dit nie so nie, ons is lief vir sekere begin nie, as iets begin is ons baie lief daarvoor. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou nie daarvan om iets in die middel van dit te kyk nie. So as dit kom by rugby of enige sport, ek sal dit later weer kyk. Ek hou dit nie van om in die middel van dit te kyk. Ek wil daar wees, gister weer. Toe die Springbokke begin speel, ek voel ek het nie die volle game gekyk as ek nie in aandag staan en die nasionale anthem saam sing nie. Daar in my huis, dan sing ek uit volle bors, want dan voel ek, hier begin iets. En dan kyk ek hom klaar, tot ek die laaste presentation van wie was die player of the match. So ek celebrate dit, dis nie vir my as die eindvletjie blaas, as ek nou klaar nie. Julle dink seker, hierdie ou is weird. Maar moenie worry nie, ek weet, van julle is soos, ek stem saam. So as ek weird is, jy is ook weird. Maar ons hou daarvan, van die begin van goed, om 'n nuwe ding te begin, en aan die einde van seker goed, ons vier baie keer die einde, ons vier baie keer graduations, en dit is so awesome, en kyk net, my kind het hierdie, en dan sit ons dit op sosiale media, maar niemand vier al die oproepe, en al die aansoeke om net 'n werk te kry nie, ons vier weer agterna, wanneer die persoon werk gekry het. Ons vier nie die oomblik toe iemand, gediagnoseer is met 'n siekte, met 'n krankheid of 'n siekte nie. Ons vier nie dit nie. Ons vier gewoonlik hier aan die einde van die genesingsproses, want hierdie persoon het nou genesing beleef. Maar in die middel van al die gebed en al die hoop en alles wat in die middel gebeur het om die Here te vertrou terwyl die persoon in die hospitaal is, ons vier nie daai tipe goed nie. Ons vier nie ons vier net die finansiële deurbraak, maar ons vier nie die proses om by die deurbraak uit te kom nie. Ons vier nie die moeilikheid waardeur huwelike gaan nie. Ons vier gewoonlik wanneer die moeilikheid uit die proses uit is. Maar weet julle wat in die middel van dit is wanneer ons baie keer moeg is.
En is in die middel van daai situasie waar God iets wil kom doen in jou gedagtewêreld, in jou hart, in jou sielsdimensie. Dis in die middel waar jy kom shape en jou kom vorm om die beste weergawe wat hy vir jou instoor het te kan word. En daardeur baie keer is ons moeg en dit is in die middel waar God eintlik by ons is. Is eintlik daar in die middel. Ek het al hoeveel keer het gesê, dat baie keer dan bid ons en as Christene is ons so gelykvormig aan die wêreld waar ons sê, ek sien dit en ek kan nie wag om die lig aan die einde van die tonnel te sien nie. Dis 'n probleem, want dis hoe die wêreld na dit kyk, maar vir jou en my, wat Jesus Christus volg, sê die woord vir my duidelik, dat hy is die lig vir hierdie wêreld, wat beteken in die middel van my storm, in die middel van hierdie tonnel waar ek myself bevind, hoe donker dit mag wees, weet ek dat hy is die lig in die tonnel vir my, en daardeur moet ek bewus word van wat hy besig is om te doen. Amen. Raak stil. En Filippense hoofstuk 1 vers 6 is so 'n kragtige boodskap wat Paulus kom deel, wanneer mense deur moeilikheid gaan, dan sê hy, ek is veral ook daarvan oortuig, ek is oortuig hiervan. Is jy oortuig dat die goed waardeur jy dalk gaan, dat God saam met jou is? Is jy oortuig dat die storms wat jy face, dat God by jou is? Is jy oortuig dat hy die lig is in jou lewe, in daai donker plek waar jy jouself bevind? Ek is oortuig dat God wat 'n goeie werk in julle begin het, hy sê, dit eind uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus kom. Hy wil dit kom doen, soos in die middel van dit, waar hy huwelik dalk die 'n routine geword het, wanneer in die middel van 'n tiener dalk groot gemaak word, in die middel waar jou finansiële stryd is in die middel waar jy wag vir jou dokters uitslae, dis in die middel wat jy dalk rou, omdat jy iemand aan die dood afgestaan het, dit is daar in die middel wat jy God moet vertrou, en weet dat hy vir my gaan deurkom. Ons hou daarvan om die begin van goed te vier en die einde, maar dit is in die middel vir God ons kom vorm. En miskien is jy vanoggend hierso. Miskien kyk jy aanlyn en jy dink, Jesuel, dis waar ek myself nou bevind. Ek sukkel met my gedagtewêreld. Ek is so baie keer kom ek kerk toe, want ek het net iets nodig, ek net positiwiteit nodig. My gedagtewêreld is so negatief ingestel, my lewe val uit mekaar uit, en ek weet nie meer hoe om dit te doen nie. Die vraag wat ek vandag wil kom beantwoord is, hou jy nog steeds vas aan Jesus, en vertrou jy hom nog steeds, terwyl jy in hierdie oomblik so geblindfold is, en jy sê, ek sien nie kans vir al die goed wat om my aangaan nie, en daardeur maak ek my oë toe en dink, en ek hoop net, as ek môreoggend opstaan, gaan alles beter word. Dis in die middel van dit. Ek sal nooit vergeet. Ek op 'n stadium gaan ek deur, jy weet, ek myself gaan deur moeilike tyd. En ek voel op 'n stadium ek is klaar met bediening. Ek is klaar. Niemand gaan my oortuig nie. Ek is klaar met bediening. En ek gaan na my vrou toe, ek sê vir haar, ek is klaar. Ek gaan my bedankingsbrief skryf. En dan gaan ek kom, daai tyd was my kampuspastoor Bram, sy sê, go for it, skryf hom. En ek dog, regtig? So vrou is jy nie veronderstel om my hier uit te help nie. En sy sê, skryf hom my liefie, skryf hom. Maak die pap dik aan. En ek besluit, great, en daar sit ek, en ek skryf hom. En ek print hom uit, sy sê, is jy reg? Ek sê, ja, sy sê, right. Doe my net een guns. Gee hom môreoggend eers vir Bram, nie vanaand nie. Ek sê, okay, gaan dit môreoggend doen. Maar ek is so oortuig, ek is klaar. Ek is negatief, alles, die wêreld is net teen my, en op 'n stadium nou probeer ek uitfigure, wat gaan ek doen met my lewe, daai heel aan, nou sit ek daar in die bed, nou dink ek, wat gaan ek nou doen? Gaan ek onderwys verder gaan swaat? Wat gaan ek doen? Wat gaan die beste uit my bring? En daai volgende oggend toe ek opstaan, toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, ek dink gisteraan was ek maar net negatief. Sy sê, voel jy beter? Ek sê ja, ek sit my brief toe een kant. Ek nooit my brief geskryf, of nooit ingehandig nie. 15 jaar later, hier is ek nog steeds nie. Maar weet jy wat, baie keer gaan ons hierdie goed, maar ek het agtergekom, dit is in die middel van die ergste goed wat Jesus sy beste werk kom doen het.
Dink daaraan, dit is in die middel van die storm, terwyl Jesus slaap, in die middel van die storm, dan staan hy op en hy kalmeer die storm. Dit is in die middel van die dag, toe 'n vrou wat aan bloedvloei geleef het, in die middel van chaos, kom sy en sy sê, as sy wil net aan die soem van Jesus raak, toe kom en Jesus genees hom. Dit is in die middel van die dag, wat die vrou wat die water gaan haal het by die waterput, en Jesus daar ontmoet het, en Jesus verander haar lewe, sy is in gesprek met hom, en sy verander so haar lewe, dat sy die hele dorp gaan beïnvloed. Dit is in die middel wat Jesus die blinde man kom genees. Dit is in die middel van die dag, toe Jesus vir sy disippels sê, gooi julle nette aan die ander kant en sien wat gebeur. Dit is in die middel van chaos, terwyl die disippels vir die kindertjies en vir ouers sê, julle moet hier weggaan, en Jesus sê, nee, bring daai kindertjies na my toe, van aan hulle behoort die koninkryk. Dit is in die middel van ons chaos. Dit is in die middel van jou storm. Dit is in die middel van jou genesing. Dit is in die middel van jou deurbraak. Dit is in die middel wat jou gedagtewêreld onder sy autoriteit kan bring. Dit is in die middel van dit wat jy kan sê, Here, hier is dit. Want Jesus doen van sy grootste werk, te midde van chaos, te midde van treur, te midde van viering, te midde van enige iets, is Jesus Christus daar. Te midde van jou blindfold, is hy bereid om jou nog steeds te kom genees. En almal sê, julle kan maar saam praat. Dis nie stilte kerk nie. Sê saamstem, sê iets. En so ek is so oortuig hiervan, terwyl ek hierdie voorberei, toe besef ek, daar's iets omtrent dit wat Jesus kom doen, en Jesus kom, en daar's 'n storie wat dit kom illustreer, van hoe 'n gemeenskap en 'n gemeente saamwerk, om in die middel van 'n proses, waar God iemand kom genees, en dit is net nadat Jesus 4000 mense gevoed het, dis nadat Jesus die fariseërs gekonfronteer het, dit is amazing oomblik, wonderwerke gedoen, en Markus kom en kom vat hy hierdie een hoofstuk, kom vat hy vas, hy kom vat hierdie een gesprek vas, en hierdie wonderwerk wat gebeur, en dit gebeur in Bethsaida, waar dis 'n plek waar Jesus soveel wonderwerke al reeds gedoen het, en hierdie hoofstuk speel af in hoofstuk 8, hierdie storie in hoofstuk 8 vers 22 tot 26, en dan gaan ons 'n bietjie stil staan hier en daar by hierdie proses, wat Jesus hier kom doen het. Hy sê, hulle het in Bethsaida aangekom, en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe, en vra hom om hom aan te raak. Toe ek hierdie gedeelte oor aanraak, toe lag ek net so lekker, dink ek, as iemand na my toe bring en sê, hoor jy Louwelen, sy net hierdie persoon aanraak, sal ek die persoon net aanraak en sê, daar gaan jy, bye-bye. Jy nou klaar aangeraak. Maar dis meer as dit, nee. Hy sê, hy het die blinde man, luister mooi, hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Dis 'n baie belangrike konteks. Hoekom het hy hom aan die hand gelei? Jy sien, Bethsaida was 'n dorp wat baie wonderwerke beleef het. Dit was 'n dorp en omgewing wat baie wonderwerke beleef het, maar tog het hulle gekies om nie gelowig te word nie. Tog het hulle nie gekies om Jesus te volg en in hom te glo nie. En toe gaan dit verder, hy sê, en toe het hy, Jesus nou, en toe het hy op sy oë gespoeg en sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Dink gou vir 'n oomblik. Ons praat van Jesus. Wonderwerke vloei deur sy hand. Ons praat van God die Vader wat 'n woord spreek en hy ontwerp goed en goed gebeur. En hier kom dit en Jesus sê, hallo, hy spoeg op sy oë, sit sy hande op sy oë en sê, sien jy al iets? Asof Jesus nie weet nie. Sien jy iets? En hierdie ou sê die volgende. Hy sê, hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, ek sien soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Asof die eerste keer nou nie gewerk het nie. Kom ons probeer maar nou weer. Daarna het Jesus sy hande op die oë gesit, die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg.
Hy het alles duidelik gesien en Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Moenie die ongelowiges se adrenalien gaan aanwakker, sodat hulle my weer volg vir dit wat ek hulle kan doen en nie vir wie ek is nie. Moenie teruggaan soontoe nie. Jy sien, iets gebeur hierso, want Jesus besef, hierdie man gaan net weer terug en almal gaan dalk gaan vra, wat het gebeur? Hoekom kan jy nou sien? Maar in hierdie proses is daar so 'n paar stukke wat ek net by gaan stil staan vandag om jou te help verstaan wat gebeur in hierdie van Jesus is besig met 'n proses. Hy's besig om dalk jou gedagtewêreld, jou genesing waar jy hom vir vertrou, jou deurbraak waar jy hom vir vertrou en hy's dalk besig om jou blindfold stadig maar verseker af te haal en dalk die eerste oomblik het hy net die knoopie agter losgemaak en vra, sien jy iets? En jy kan nog steeds niks sien nie. En so, die belangrike deel is, wat hierdie eerste gedeelte van hierdie hoofstuk sê. Hy sê, iemand het hom na Jesus toe gebring. Iemand. Toe bring die mense 'n blinde man. Sien, die wonderwerk het nie gebeur, toe Jesus sy hande op hom gesit het en hom genees nie. Die wonderwerk het reeds gebeur toe mense hom na Jesus toe gebring het. En dis vir my baie belangrik, want dis waaroor kerk gaan. Die mense het hom gebring. Inteendeel, Markus sê dit vir ons duidelik hierso, dat iets het gebeur toe hulle hom bring. Weet julle wat vir my die hartseer deel, en ek wil dit so sê. Verlede week, nadat ek klaar gepraat het, nadat ek klaar gepreek het en ons het klaar bedien, staan ek en Peer hier voor. En iemand kom na my toe, na die diens, en hy sê vir my, Helen, ek wil net vir jou sê, ek stem nie saam met wat jy vanoggend gesê het nie. Ek sê, hoi, ek is so 'n bietjie omkant gevang, nou voel ek, jy weet, is jy reg vir 'n fight? Dis hoe ek voel. En die persoon sê vir my, dit wat jy gesê het, stem ek nie meer saam. Ek vra, wat? Hy sê, ek stem nie saam nie, want in vandag se tyd is daar mense wat nie luister nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, hulle luister nie. Daar's mense wat nie saam staan vir jou nie. Daar's mense, toe hy dit vir my sê, toe begin my hart te breek en ek dink, hoe kan dit wees dat ons as gelowiges so gelykvormig is aan die wêreld wat nie omgee nie? Hoe kan dit wees dat ons nie vir ander omgee nie, na ander luister nie? Hoe kan dit wees dat ons maar net dat nog iemand verbygaan, dat net nog iemand maar sukkel, dat net nog iemand deur die pyn en die lyding gaan? Hoe kan dit wees dat ons nie daar is vir mense nie? En toe ek hierdie lees, toe besef ek, Markus kom en hy sê dit vir ons baie mooi en baie duidelik, dat Jesus, dat mense, hy verwys nie na wie dit was nie, hy sê nie hierdie professionele mense nie, hy sê niks van dit, hy sê mense het hom na Jesus toe gebring. Hy gee nie vir hulle identiteit nie, want op die einde van die dag kan ek en jy nie mense red nie. Op die einde van die dag kan ek en jy nie mense genees nie, maar op die einde van die dag is Jesus die een wat jou en my gebruik om mense na hom toe te bring sodat hy hulle kan genees. En raai wie gebruik hy? Mense. Normale mense soos jy en my. Hy gebruik ons om mense na hom toe te bring, sodat mense kan ontmoet wat hy wil kom doen in mense se gedagtewêreld. Mense wat struggle, mense wat onseker is van hulle self. Hy is die een wat ons gebruik, sodat ons mense na hom toe kan bring en sê, Jesus, hier is hy. En vir my is dit die beste om iemand voor te stel aan iemand wat ek ken. Dis mos die maklikste. Jy kan nie iemand aan iemand anders voorstel as jy nie die persoon ken nie. Ek en my vrou, ons het hierdie ding, en julle moet my nou vergewe. As ek iemand raakloop in die mall of wherever, en ek en my vrou is saam, en ek ken nie die persoon se naam nie, dan stel ek nie die persoon aan my vrou aan nie. As dit 'n teken, liefie, jy moet jouself nou voorstel. En dan sal sy sê, hallo, ek is Elaine, ek is Llewellyn se vrou. En dan sal hy sê, o, hallo, ek is Gert. Yes, okay. Lekker Gert, gaan dit goed met jou? En dan begin die proses. Julle gaan dit nou uitkyk daarvoor, nee. Ek bely maar net.
Maar dan is 'n ander kere wat ek my vrou voorstel met baie vrymoedigheid, want dan weet ek, hallo, liefie, hierdie is Benny, dis my vrou. O, lekker, ja, Benny is by ons in die gemeente, of ek en Benny speel cricket saam, al hierdie tipe goed, dan kan jy iets rondom dit doen, want hoekom? Dit is makliker om iemand voor te stel as jy reeds 'n verhouding het met die ander persoon. En dis wat hier kom gebeur, die wonderwerk het juist daar gebeur, dat hierdie mense, hierdie blinde ou na Jesus toe gebring het, en deur dit het Jesus hom op die einde van die dag kom genees, en soms, voordat Jesus jou omstandighede verander hy jou geselskap, hy verander jou perspektief, hy verander die opinies rondom jou. Jesus kom verander hierdie goed, en dis hoekom Markus nie hierso kom sê, hierdie ouens het hierdie ou na Jesus toe gebring, hy sê, die mense. Daar's iets omtrent dit wat hy net vir ons wil kom wys. Dat Jesus wil dit kom verander, die opinies oor jou lewe. Maar dis waar dit begin het, die wonderwerk. Die feit dat mense hom gebring het. Die tweede ding wat amazing is van hierdie hoofstuk, of van hierdie stuk, is dat Jesus het sy hand aangeraak, voordat hy sy oë aangeraak het. Is my so mooi gedeelte, Jesus vat hom aan die hand, dis 'n blinde man. Hoeveel keer is ek en jy geblinddoek in die lewe? En iemand vat jou aan jou hand en dan, nee, los my. Ek wil nie nou aan jou vat nie. En dis wat Jesus kom doen, hy kom vat jou terwyl jy 'n geblinddoek is, en hy kom lei jou. En hierdie blinde ou kon net daar begin besef het, nee, maar ek wil nie nou saam met hierdie ou stap nie, want Jesus stel eers belang om jou te wen. Hy stel belang om eers in verhouding met jou te tree, eers daar te wees vir jou. Hy wil jou kom help, vir jou as gelowige, jou nader aan hom bring, en ek is mal oor hierdie gedeelte, want hy het nie dadelik net die genesing beleef nie, hy het nie net dadelik sy oë laat sien nie, hy het niks net dadelik gedoen nie, hy het hom gelei, hy het hom deur die proses gelei. Jy sien dalk nie God doen dit nie, maar hy is in die opbou van daai verhouding, hy wil die heeltyd dit kom doen. God vat jou aan die hand. Dit was Jesaja die profeet wat die volgende gesê het, vers 41 tot 10, hy sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand. Red ek jou. Dis wat God wil kom doen. Maar sien, hierdie man, dit was die eerste keer wat God hom aangeraak het, hom nie eens aan die hand gevat het. Was die eerste keer toe God sy hand op hom gesit het en iets rondom het gedoen het. En sommige van ons bly God vra om omstandighede te verander. Here, verander net my omstandighede. Here, verander net hierdie waardeur ek gaan verander, terwyl hy eers probeer om die omgewing waar jy jouself bevind wil te verander. Al die opinies in jou lewe, hy wil daai goed kom verander. Toe die persoon verlede week vir ek en Peer dit kom sê, en sê ek stem nie saam nie. Het was interessant, ons altyd het vir mekaar so gekyk, toe sê ek vir Peer, dalk moet hy net die regte mense om hom kies. Die regte opinies. Dalk moet hy net die regte vriende kies. Want dit is juist mense wat belangstel in jou lewe, maar Jesus vat juist hierdie ou uit die dorp uit die opinie uit sy omstandighede uit, vat hy hom uit en sê, kom ek bou eers verhouding met jou. Kom ek hoor, hoe gaan dit met jou? En Jesus vra, sien jy al iets? Weet jy wat doen ons baie keer as gelowiges? Duile verlede week, hoe gaan dit met jou? OK, dankie. OK, dankie met jou? Goed self. Vinnig, pas ons net die bal aan, want ek wil nie eintlik hoor hoe gaan dit reg. Ek wil eintlik hoor hoe gaan dit reg met jou, maar jy is nie bereid om so eerlik met my te wees en vir my te sê, hoorie, ek struggle. Ek het regtig 'n massive struggle waarmee ek struggle. Ek is overwhelmed in elke area van my lewe. My huwelik, my finansies, my werk, my besigheid, wat ook al, die kinders. Dit alles is net 'n gemors. Jy sien, dis geloof. Toe Jesus van hom vra, wat sien jy? Toe het hy nie gesê, ek sien alles duidelik nie. Hy sê, man, ek sien hierdie bome en mense. Toe weet Jesus, hierdie ou sien nog nie wat hy moet sien nie. Van geloof is nie voorgee nie.
Geloof is om vir Jesus presies te sê waar jy is en moenie voorgee en sê ek is okay nie. Miskien is jy vandag hier so en jy's uitgeput, jy's uitgebrand. Moenie voorgee nie. Miskien het jy hierdie swaar goed wat op jou dra, jy het hierdie swaar laste wat jy dra en jy gee maar net voor en ek gaan maar net aan, ek ploeter maar net aan want niemand luister nie. Kies die regte mense om jou. Miskien het jy weet hoop verloor en dalk 'n bietjie hoop opgegee. Wees net eerlik. Sê vir Jesus, dis hoe ek voel, want eerlikheid maak die deure oop van genesing en God is nie geïntimideerd deur jou eerlikheid nie. Ek het in hierdie week vir iemand gesê, toe die ou vir my sê, ek is klaar, ek weet nie meer hoe nie, toe sê ek vir hom, nou kom sê dit net vir my, ek gaan saam met jou bid, sê vir die Here hoe jy voel, sê vir hom, nee man, kan ek so met die Here praat, sê vir die Here, maak jou mond oop, praat, sê vir hom, dis dalk waar jou genesing begin. En baie Christene dink geloof beteken om voor te gee, alles is okay. Nee, Here, ek sukkel. Here, ek sukkel nog steeds met my gedagtes. Here, ek sukkel nog steeds met hierdie pyn. Here, ek huil nog nagte om. Here, ek sukkel nog steeds. Maar Here, ek hou net vas aan die hand. Ek gaan nie opgee nie. Psalm, skryf Dawid die volgende en ek het 'n paar vertalings vir jou gebring. 94 vers 19. Hy sê, toe ek met baie onrus in my binneste sit, het U vertroosting my tot rus gebring. Die ou vertaling sê, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, as dit my overwhelmed, as daar soveel goed is wat net inkruip, hy sê, dan verkoop U my vertroosting en vertroosting my siel. Die 20 vertaling sê, wanneer ontsteltene gedagtes meer word in my binneste, dan bier U vertroosting my op. Die boodskap vertaling sê, as ek bekommerd begin word, dan dink ek maar net daaraan dat U vir my sorg. Dan word ek weer rustig. Die nuwe lewende vertaling. Hy sê, wanneer twyfel my oorweldig, het U troos my kom verbly. Luister hoe sê Dawid dit, hy sê nie, jy weet Here, toe angs my, jy weet, beetpak, toe gee ek voor, ek is okay nie. Hy niks van dit nie, hy ignoreer nie die feit dat daar 'n werklikheid is nie. Hy ignoreer nie die feit dat hy angs het en angs beleef nie. Hy beleef al hierdie goed, maar die werklikheid is, Here, U vertroosting, Here, U rustigheid, U simpatie, dis die ding wat my kom optel, dis die ding wat my weer krag gee, dis die ding wat ek op kan vertrou. Dit is Martin Luther King wat hierdie gesê het, hy sê, jy kan nie keer dat voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle nes maak in jou hare. Jy kan nie keer dat die duiwel gedagtes opstel nie, maar jy kan kies om daaroor stil te staan en te reageer. Jy kan kies om God se teenwoordigheid toe te laat in jou gedagtewêreld. Jy kan kies om God toe te laat in die genesingsproses. Jy kan kies. Maar tot dusver toe het hierdie ou nog nie gesien wat hy moes gesien het. 2 woorde wat vir my baie belangrik is van vers 25. Daarna het Jesus weer sy hande. Die ander vertaling sê weer eens sy hande op sy oë geplaas. En toe hy sy oë oopmaak, toe kan hy sien. Hy sê God het weer vir hom aandag gegee. God was weer daar. Dalk is jy die persoon wat net weer moet uitreik. Dalk is jy die persoon wat net weer vir daai persoon moet bid. Dalk is jy die persoon wat net weer die persoon aan die hand moet lei, of net weer die persoon nooi om saam met die persoon te kuier, net weer die oproep te maak, net weer in gebed in 'n oomblik te gaan, net weer iets te kan doen, want dit is in die middel waar God iets wil kom doen. Want die middel is nie jou einddoel nie, dis nie jou bestemming nie. Dis waar God transformasie doen. Dis in die middel waar God jou gedagtewêreld kom verander. Dis in die middel wat God jou wil kom genees. Dis in die middel van alles wat jy so swaar dra en wat vir my moeilik is en ek is onseker van al die goed. Dis in die middel. Maar ek het vandag gekom om vir jou te sê, moenie God se proses met God se afwesigheid verwar nie.
Hy vat jou aan die hand, hou net vas. En vertrou. Dis maklik om vandag te sê, ja, Helen, dis maklik om te sê, vertrou net. Jy gaan nie deur daai nie. Maar ek het al gesien wat God kan doen wanneer jy aan hom vashou. Wanneer jy hom kan vertrou. God doen dikwels meer in jou as wat hy dikwels vir jou kan doen. En so dis in dit wat jy kan vashou van sy grootste doel en sy grootste wonderwerke wat God al gedoen het deur Jesus Christus was in die middel van sekere prosesse. Dis in die middel van 'n krisis, dis in die middel van 'n storm. En so hier is 'n paar goed wat ek wil hê jy moet toepas in jou lewe. Is eerstens, bly naby aan Jesus. Moenie wegloop nie. Want ek weet, om te wag is nie altyd lekker nie, maar wag nog steeds. Hou aan wag. Tweedens, bly verbind met God se mense. Moenie jouself isoleer nie, van isolasie vergroot net die vrees en die angs wat saam met dit kom. Gemeenskap versterk eintlik geloof. Dis wat ons wil hê. Derdens is die 4 vordering. Sê ek het gesien wat God gedoen het 'n maand terug. Ek kan sien wat God al reeds besig is om te doen. En moenie jouself met iemand anders se deurbraak vergelyk en sê, maar die Here het vir hierdie persoon dit gedoen. Jy weet nie hoe lank daai persoon al reeds wag vir sy deurbraak of vir sy genesing. 4 wat God al reeds gedoen het in jou lewe. Jy het al gesien wat God gedoen het, hoeveel te meer kan hy dit nog doen? Vertrou God se tydsberekening. Dit wat hy begin het in jou, sal hy volëindig. En al wat ek en jy kan doen is om te kan sê, Here, ek besef, U is nie klaar met my nie. U is nog nie klaar met my. Vandag kies ek om my hand vas te hou, terwyl ek geblindfold is. Vandag kies ek om U te vertrou, terwyl ek nie kan sien waarheen U my vat nie, weet ek kan U vertrou. Want hy is bereid om jou die krag en die vermoë te gee, om ten spyte van dit gelei te word deur hom. En wanneer hy blindfold af is, sal jy sien dat God het meer in jou gedoen, hier binne in jou, as wat hy om jou gedoen het. Want dis waar jou vrede lê. Dis wat hy binne in jou kom doen. En nou Jesus het die belofte het gesê, die volgende gesê. En Matteus sê hy, in hierdie wêreld gaan jy moeilikheid hê. Jy gaan. Omstandighede gaan so wees. Daar gaan tye wees van onsekerheid, daar gaan tye wees van moeilikheid, daar gaan tye wees wat jy deur krisisse gaan, maar dit is hier binne wat hy sê skep moed. Ek het al reeds hierdie wêreld oorwin. Dit begin hier binne in my. En hy wil meer in jou doen as wat hy vir jou kon doen. En so daardeur kom hou ek vandag vas, Here. Alles ek geblindfold, ek hou nog steeds vas. Want hy is besig met 'n proses. Dit was nie die eerste keer nie, maar dit was die tweede keer toe hy vir die man sê, maak op jou oë, en hy kom agter, ek kan sien. Ek kan sien. So vanoggend wil ek jou kom nooi, om saam met my aan Jesus se hande vas te hou en sê, I will follow you. Ek vat U aan die hand, want ek weet U kan vir my baie meer doen as wat ek vra. Jy saam met my staan as jy vanoggend Jesus aan die hand wil vat. Sê, Here, vat U aan die hand. U kan baie meer doen vir my. So Vader, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om te kan sê, Here, ons vat U aan die hand. Dalk onseker van waardeur U ons lei, maar vandag vertrou ons die proses. Ons vertrou die proses van genesing. Ons vertrou die proses van herstel, van restaurasie. Ons vertrou die proses van deurbraak. Ons vertrou die proses waardeur U besig is hier binne in ons om vir ons vrede te gee. Ons vertrou die proses van sanctification, dat U ons heilig maak, ons sielsdimensie kom heilig maak, ons opnuut die beste weergawe van wie ons kan wees kom maak. Vertrou die proses vandag. Maar ek wil ook tweedens kom bid, Here, vir mense wat hier so staan, wat die vermoë het om ander te lei om na Jesus toe te kom. Wil ek bid, Vader, dat U ons gedagtewêreld so sal channel in 'n rigting wat ons op U kan vertrou. Want dis wat U kom doen.
Ek seën elkeen vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing saam.